Goeiedag, ons is in 'n reeks oor Pasga of Pesach of soos baie van ons dit ken, Paas naweek. Ja, ons is gedeelte 2 en ons het gesien Abba Vader roep ons as sy heilige priesterdom om te leer om tyd vanuit Abba Vader se perspektief te benader. Dis die eerste stap van die oorgang van slawerny, hierdie slawerny mentaliteit na 'n Shema, 'n Heer listen nou by leefstyl as 'n kind van Abba Vader. Dan die tweede fase van die transformasieproses van 'n slawerny mentaliteit na 'n Shema leefstyl as 'n kind van Abba Vader toe is om dit so te doen, soos hy sê. Hy het bepaalde tye of afsprake met ons. En Abba Vader gee vir Moses bevel oor die Pasga of Passover. Abba Vader sê die 10de Nisan moet hulle die lammetjie reg kry en die 14de Nisan moet hulle hom slag. Het jy geweet, presies 1500 jaar later, op presies dieselfde dag en uur, die 14de Nisan, 3 die middag is die lam van God, Yeshua, geslag? Ons gaan in hierdie week in diepte daarna kyk. So die punt is, Abba Vader het afsprake op bepaalde tye met my en jou. Pasga is die 14de Aviv of Nisan, en dan van die 15de tot die 22ste Nisan is die fees van ongesuurde brode. Jy sien, Abba Vader doen alles volgens sy skedule. 'n Skedule wat voor die skepping van hemel en aarde geformuleer is. Abba Vader se kalender is nie ons kalender nie, en die Skepper het 'n bepaalde tyd, 'n bepaalde afspraak met sy skepping. Dis die Skepper, die pottebakker se bepaalde tyd. En wat gee die skepping of die klei die reg om die datums rond te skuif soos dit die skepping pas? Ek meen, as ek vir 'n maatskappy werk en die eienaar van die maatskappy sê hy wil hê ek moet hom kom sien die 13 April, kan ek mos nie die 20ste April by hom opdag en sê, "Haai, Jesus, weet jy wat, vandag pas my beter om jou te sien nie, of vandag is vir my meer geleë nie." Kan mos nie werk nie. Nee, net so. Abba Vader se woord is duidelik oor wanneer ons sy Pasga, sy afspraak, sy Pesach moet vier. Ja, Abba Vader sê in Levitikus 23 vers 2, die feestye van Jod-Heh-Wah-Weh wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestye. Hierdie heilige samekomste is sy feeste. Afgesonderde, heilig in Hebreëus kadosh, wat beteken afgesonder. Hierdie afgesonderde samekomste is sy feeste. So Abba Vader sê ook verder in Levitikus 23 vers 5, in die eerste maand op die 14de van die maand, teen die aand is die Pasga van Jod-Heh-Wah-Weh. Met ander woorde, Abba Vader sê in sy woord, hy het 'n bepaalde tyd vir sy fees Pasga, wat die 14de Aviv is, maar voor ons verder presies gaan kyk na die dae en wat presies gebeur het, kan ek jou eers vra, wat het die Paashaas of Paaseiere met Abba Vader se fees of afspraak? Wat het dit met Abba Vader se fees of met ons enigstens iets te doen? Of waar kom die Paaseier en die Paashaas vandaan? Om te verduidelik, Nimrod, die agterkleinkind van Noag, uit die geslag van Gam, se vrou Semiramis, is die oorsprong van meeste bose praktyke en instellings. Hierdie sonaanbidder, hierdie grootste struikelblok vir die volk van Israel en vir my en jou geword. Dit sien ons ook in Psalm 106 vers 28 tot 39. Want later het al hierdie heidense praktyke in die kerk ingefiltreer deur mense soos Konstantyn en bekende sondeaanbidders. Na Nimrod se dood het Semiramis, wat een van die liefdesgodinne, die Babyloniese godin van fertiliteit was, 'n fees ingestel om die opstanding van Nimrod. Ja, hulle het geglo, hy sal in 3 dae uit die dood uit opstaan. Eerder sy reïnkarnasie in 'n seun, haar eie buiteegtelike kind, te vier. Sy noem hierdie fees toe Shatar. Tydens hierdie fees is teervolle eiers vir mekaar gegee om lewe uit die dood te verteenwoordig.
Die eiers het selfs meer beteken, aangesien het geglo is, dat sy self uit 'n eier, wat uit die Efraat gekom het, gebore is. Shetar het later Etar geword en later Ester geword, soos ons dit vandag nog ken. Die paaseier en die haas was simbole van vrugbaarheid in die lenteseisoen, dieselfde tyd as Pesach, vir die volk en ook wanneer hulle grond en diere sou bring. Dit was alles vir hierdie heidense nasie. Semiramis, hierdie liefdesgodin van fertiliteit, was ook beskou as die Easter Bunny. En dis waar die Playboy se bunny vandaan kom. Easter, paaseiers en paashase het dus niks met Pesach, met Yeshua, met Abba Vader se afspraak met ons, met Yeshua se kruisiging, met Yeshua se opstanding te doen nie. Abba Vader waarsku ons in sy woord, dat ons nie volgens hierdie heidense tradisies moet handel nie, en dat hierdie gruwel is van Abba Vader en dat hy dit haat. So hoekom heidense praktyke toelaat as dit 'n afskuw van Abba Vader is? Dan kry jy tot vandag selfs in die kerk. Ja, Abba Vader het 7 feeste wat hy sê ons moet vier, want dit is 'n profetiese afbeelding vir sy plan vir sondevergifnis, versoening met hom en van herstel van sy skepping. Hierdie feesdae van Jotheid Wawai is afsprake wat Abba Vader met elkeen van ons het. En hierdie afsprake is 'n heenwysing na Yeshua ons Messias en hoe Yeshua dit kom vervul het met sy eerste koms en hoe Yeshua nog die laaste 3 feeste van sy 7 feeste sal kom vervul met sy tweede koms. So die vraag is, moet ons hierdie feeste of afsprake van Abba Vader nakom? Verseker, dis sy instruksie. En dan sê hy, dis 'n ewige insetting. Met ander woorde, ons gaan dit nog saam met ons bruidegom Yeshua ook vier. Hoor gou, Yeshua, die seun van God, het Abba Vader se feeste gevier. Hoekom nie? Hoekom doen ek en jy nie wat ons meester ons kom leer het nie? Hoekom doen ek en jy nie wat ons bruidegom ons kom leer het nie? Dan die disippels het ook hierdie feeste gevier, en Paulus self sê in 1 Korintiërs 5 vers 8, laat ons dan fees vier. Nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Yeshua is die waarheid. Ons is egter nou op die voorstoep van Abba Vader sy eerste feesseisoen. Ja, die feesseisoen van Pesach. Daar's 3 feesseisoene per jaar, waar al die mans ook 3 maal per jaar opgetrek het Jerusalem toe om dit te vier. 'n Opdrag van Abba Vader, dis sy feesseisoene. Die feesseisoen nommer 1 is die feesseisoen van Pascha, wat bestaan het uit 3 feeste, naamlik Pascha, wat 1 dag lank was. Dan die tweede fees, die fees van ongesuurde brode. Dit was 'n 7 dae lank vas. Dan die derde fees, die eerste gerf, first fruits, dit was 'n 1 dag lank fees. En dit het alles in die eerste feesseisoen plaasgevind. En is nou binnekort besig om te gebeur, en daaroor gaan ons meer praat. Dan kry jy die tweede feesseisoen van Shavuot, of soos ons dit al ken, Pinkster. Dit het bestaan uit 1 fees op 1 dag. Dis 1 fees op 1 dag, presies 50 dae of 7 weke na Pascha, die feesseisoen van Pascha. Nommer 3, die feesseisoen van Tabernakels, wat bestaan uit 3 feeste, naamlik die fees van trompette, die dag van versoening en die fees van Tabernakels of Sukkot. Nou om te verduidelik by die begin hoor hoe alles met Pascha of Pesach ingepas het. Na die 9de plaag in Egipte sê Abba Vader vir Moses en Aaron in Eksodus 12 vers 3 tot 10, op die 10de van die maand moet elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir huisgesin. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaarhout rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem, en julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bo-drempel aan die huise waarin hulle dit eet. Wow, is dit nie net amazing hoeveel detail Abba Vader gee nie?
Hoeveel detail hy gee vir Moses en Aaron, presies van wat hulle moet doen nie. So dink daaroor, hoekom sal Abba Vader vir Moses sê, om vir die volk te sê, om dit te doen? Abba Vader sê die Pasga lam moet op die 14de dag van die eerste maand op sy gesit moet word, en dis presies, dis die 10de dag van die eerste maand, soos die 10de, die 11de, die 12de, die 13de tot die 14de. Dis 5 dae voor Pesach wat op die 14de gebeur. Nou hierdie jaar die 14de April 2022 is die eerste fees wat Abba Vader sê sy kinders moet vier, naamlik Pascha, of Pesach in Hebreëus en Passover in Engels. So tydens hierdie fees herdenk ons die feit dat Abba Vader die Israeliete uit slawerny in Egipte bevry het. Onthou, die kinders van Israel was onder slawerny vir 430 jaar. En ons weet Abba Vader het sy kinders gehelp deur 10 plaag oor Farao en Egiptenare te stuur. Die 10de en die laaste plaag was die dood van die eersgeborene seuns. En hierdie plaag kon ook die kinders van Israel tref, indien hulle nie op Abba Vader vertrou en gehoorsaam was deur die bloed op die deurkussyne te sit nie. Die enigste beskerming wat die kinders van Abba Vader gehad het, was om hom te glo, en die geloof te gehad het om die bloed van 'n geslagte lammetjie aan die lintel en kusyne van hulle deure te smeer. En wanneer die engel van Abba Vader die bloed gesien het, het hy verby die huis beweeg. He passed over. En dis waarvandaan die naam kom. So Abba Vader het gesê, smeer die bloed van 'n skaaprammetjie op die deurkusyne en dit gaan jou bevry. So sit die kinders van Israel in Egipte en hulle moet besluit, gaan hulle Abba Vader Shema, hear, listen en obey, of gaan hulle nie? Jy sien, met hierdie plaag het Abba Vader sy kinders iets van geloof en vertroue in hom geleer. Want die vraag is, tabernakelskind van Abba, sou ek en jy geluister het? Sou ek en jy vir 'n man soos Moses, deur wie Abba Vader gepraat het, wat gesê het, hoor jy, julle moet nou 'n lammetjie slag, julle moet die bloed aan die deurkusyne smeer. Ek wonder hoeveel van ons sou gesê het, regtig Moses, dis mos nou belaglik, weet jy hoeveel insekte sal dit lok? Sou ons regtig hierdie woord van Abba Vader gehoorsaam het? Sou ons regtig 'n rammetjie sonder liggaamsgebrek slag en die bloed aan die lintel en deurkusyne smeer? Wel, as jy en jou gesin nie het nie, sou julle ook gesterf het deur die laaste plaag. As ek en jy sê, ja, ons sou die bloed aan die deurkusyne gesmeer het in gehoorsaamheid, is daar mos nie 'n ander rede om ook gehoorsaam te wees aan Abba Vader se woord wat sê in Levitikus 23 vers 2, die feestydde van Jothy Wawai wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feeste, dit is die feestydde van Yahweh, die heilige 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. Daar staan tog immers nêrens in Abba Vader se woord dat ons nie meer Abba Vader se feeste moet hou nie, sy afsprake wat hy met ons het nie. Jy sien, Abba Vader was baie spesifiek oor hoe hy sy feeste, sy afsprake gevier moet word. En Eksodus 12 en 13 en Levitikus 23 gee 'n aanduiding van presies hoe die Pasga gevier moet word. Abba Vader gee vir ons baie detail. Abba Vader se opdrag om sy feeste te hou is baie, baie duidelik. En net so min soos wat dit 'n boerefees is, so min is dit 'n Joodse fees. Abba Vader sê, dis my feeste. Ja, Abba Vader se woord is duidelik, dat alles wat Abba Vader ons beveel, dit moet ek en jy sorgvuldig doen. Ons mag nie iets byvoeg of iets weglaat nie. Nou in Eksodus 12 tot 14 word die instelling van Pesach op die vooraand van die uittog van Israel uit Egipte beskryf. Met ander woorde, die eerste belangrike ding oor Pesach is, dis 'n herinnering van hoe Abba Vader sy kinders, die kinders van Israel, nie net die Jode nie, al 12 stamme van Jakob, gaan bevry het van die slawejuk van Egipte. Onthou in Genesis 15 vers 13 tot 14 sê Abba Vader vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag Abraham, Jakob
wat Israel genoem word, is uit die nageslag van Abraham, en hy het 12 seuns gehad. En Abba Vader sê al, in Genesis 15, vers 13 tot 14, sê Abba Vader vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Met ander woorde, Abba Vader sê vir Abraham, my kinders, my volk, gaan onderdruk wees in slawerny vir 400 jaar, en dan gaan ek hulle uitvat na die land van Kanaan toe. En ons weet, Abba Vader het aan Moses verskyn deur 'n brandende bos, en Abba Vader sê toe vir Moses, in Exodus 3 vers 6 tot 10, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, en die God van Jakob. En toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En Jod-Waw, hy sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. En daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kainiete, die Hittitiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Hewitiete en die Jebusiete. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Nou ons weet Farao wou Moses en die Israeliete nie laat gaan nie. Tot na die 10de plaag, wat die plaag was van die dood van die eersgeborene seuns. 10de plaag, 10 wat beteken volledigheid. Maar die enigste beskerming wat hulle gehad het, wat die kinders van Israel gehad het, was om die bloed van 'n geslagte lammetjie aan die lintel en kusyne van hulle deure te smeer in geloof. Wanneer die engel daardie aand die bloed gesien het, het hy verby die huis beweeg, die Passover. Met ander woorde, Abba Vader sê, ek sal verlossing bring die oomblik as ek die bloed van die lammetjie in die kusyne, as julle die bloed van die lammetjie in die kusyne gesmeer het. En dit was Abba Vader se rigtingwysers na die lam van God. Yeshua wat geslag is vir my en jou, sodat ons kan breek met Egipte, kan breek met slawerny. Yeshua sê, die wat die waarheid ken, is die waarheid wat jy ken, wat jou sal vrymaak. So Abba Vader sê in Exodus 12, dat die Pasga lam op die 10de dag van die eerste maand op sy gesit moet word. En dis presies 5 dae, van 10 Nisan, van die 10 Nisan tot 14, 10de, 11de, 12de, 13, 14, voor Pesach, die 14e, waar die lammetjie geslag is. So vir plus minus 1500 jaar, het die kinders van Israel 'n lam gebring as offer, tydens Pasgafees, presies soos wat Abba Vader hulle beveel het. Let wel, die bloed van die lammetjie kon hulle sonde egter net bedek, maar het dit nie hulle sonde weggeneem nie. Maar Abba Vader het profete gestuur om aan die kinders van Israel te verduidelik dat daar eendag in die toekoms 'n menslike lam sal kom, Abba Vader se lam sal kom, wat finaal sal afreken met die dood en sonde. En so het Jesaja in 740 voor Christus gekom en 'n baie duidelike beskrywing gegee van wat gaan gebeur in Jesaja 53. So Abba Vader het ook vir Johannes die Doper as profeet gestuur om mense bewus te maak van Yeshua. Ja, Johannes die Doper het Yeshua voorgestel in Johannes 1 vers 29 met die woorde, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld opneem. Yeshua is die lam van God wat die sonde opneem. En alles oor Pesach, alles oor Pasga, gaan oor Yeshua. Tabernakels kind van Abba, is jy reg vir hierdie afspraak, wat Abba Vader met jou het? Hierdie jaar, op sy bepaalde tyd, die 14de April, is jy reg? Het jy soos ek, hierdie opgewondenheid, en te sê, Abba, kom spreek die lewende woord, kom spreek die lewende woord. Ek wil gereed maak vir hierdie afspraak. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Ja Vader, ons het hierdie opgewondenheid wat begin borrel hier binne my, vir hierdie afspraak wat U met U kinders het. Want ons is deel van die huis van Israel, ons is deel van die
van die beloftes wat U ook vir Abraham gegee het, volgens Galasiërs 5, vir ons wat in Yeshua glo, die Seun van God, ons bruidegom. Dankie vir U lam, Vader. Vader, kom leer ons net U waarheid oor U bepaalde tyd, U bestemde tyd, U afspraak wat U met elkeen van ons het. En ons wil U nader, Vader. Ons wil U woord sê, as ons U nader, sal U ons nader. Ja, Vader, ons het hierdie opgewondenheid. Kom spreek U woorde. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom.